Hello ladies and gentlemen, myself Jabulani Sinyazo again with Mr. Valdi Volkskank, and today is a very wonderful day for us, Redaxi, because this is the last time you're going to be seeing us this year, and we're going to kick off with what's happening on page 3. I've got two stories that I've highlighted on page 3. The first one is of the police in Moinoi, who are ongoing, in an ongoing operation. They are dealing with illegal mining in Moinoi. So that's page 3. And then also there's a story of a sad incident that took place in Waitukong of a father who allegedly poisoned his toddler. It's a very sad story. It's on page 3, and Valdi is going to continue with the rest of the newspaper. Goeiemôre, goeiedag lesers en kykers. Dis baie lekker om vandag vir julle te sê goeiedag. Dis ons laaste dag by die werk. Hierdie bulletin wat ons nou opneem is waarskynlik een van die laaste taakies van die afgelope jaar. En as ons hier klaar is, wag ons net vir die klok om te lui. Op ons voorblad het ons 'n mooi voorbladfoto van die Kersfees tema. Almal ken al die storie, almal het klaar geskenkies gekoop en is gereed vir Vader Kersfees se koms en die feeste om saam te gaan. Ons maak net 'n aankondiging. Die Herald sluit van dese week op donderdag 18 Desember en heropen eers weer op maandag 12 Januarie 2026. Ons volgende bulletin, soos ons vandag hier doen, gaan op woensdag 14 Januarie wees. En dan, mense sal seker verstaan dat die nuus nie vreeslik baie volop is nie. Mense het nou vakansiekoers, visvangkoers, braaivleiskoers, Kersfeeskoekkoers, ek moet ook al sê, paar dingetjies waarvan ons moet kennis neem. Die Rustenburg munisipaliteit se refuse removal program, hulle vullisverwyderingsprogram, is op bladsy 4 van hierdie uitgawe. Maak seker dat jy dit sien, dat jy nie met jou tuisgrond by die huis dromme en berge as rommel voor jou voordeur kry nie. Daar is wel daar waar hierdie dienste gestaak en gesluit is vir die Kersreses. Dan ook neem kennis in week 42 van Desember en Januarie se sogenaamde Line Road clean-up. Line Road is daai baie bekende pad wat baie Rustenburgers elke dag ry. Kyk gerus of dit jou raak of nie. Indien Line Road naby jou is, sal jy waarskynlik weet waar dit is. Wees bewus van die skoonmaakoperasie daar en van die werk daar wat gedoen moet word, sodat jy nie onverhoeds betrap word nie. En dan gaan ek afsluit met baie hartseer beroep op die publiek. Kersfees en die Kersseisoen, of jy nou in die binneland is of by die see, as ons terugkom, dan hoor ons die tragedies van mense wat tragies verdrink het en kinders. Mense, hou daai swembaddens toe, moenie laat die kinders onbewaak in die water gaan nie, maak die paravisiedammetjies toe, gooi klippe in, tap hulle water uit, kyk dat daar mense op diens is wanneer kinders in die water barjaar. En neem kennis by die swembaddens van die Rustenburg munisipaliteit, is die swembad toe op 25 en 26 Desember, as ook van 31 Januarie tot 2 Januarie 2026, om vir die mense daar ook kansie te gee, om 'n bietjie asem te haal, 'n bietjie te rus en tyd saam met hulle geliefdes te spandeer. Ons sê weer, pas die kinders op, moenie laat jou wonderlike Kersvakansie vanjaar, dat iets so onnodig soos 'n verdrinking, nagmerrie en 'n tragedie word wat jy nooit sal vergeet nie. Daarmee wens ons julle almal 'n baie aangename Kersseisoen, Kersdag, Nuwejaarsdag en voorspoedige, veilige vakansietydperk toe. Ons hoop om julle almal in die nuwe jaar te sien en wens julle alles van die beste toe. All the best. We'll see you again next year. Be safe.